Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Ons is besig met 'n reeks, verhoudings verbind deur verbond. En ons het afgeskop en gepraat oor divine connections. En die gedagte rondom 'n divine connection is, daar's elke persoon met wie jy te doen het, is 'n divine connection in God se hande. Miskien nie noodwendig in jou lewe nie, maar vir iemand anderste. En net so is jy. Daai oomblik wat jy iemand ontmoet en alles verander, miskien in jou finansies, miskien in jou huwelik, miskien in jou gesondheid, maar daai oomblik wat jy iemand ontmoet en alles verander, daai is 'n divine connection. Nou nie alle divine connections word langtermyn verhoudings nie, ons weet dit nie langtermyn vriendskappe nie, maar elke langtermyn vriendskap en verhouding begin met 'n divine connection. Die persoon wat langs jou sit vanmôre is 'n divine connection. Jou man, jou vrou is 'n divine connection. Die woord divine beteken God het dit so beplan. Hy het dit so beplan. Sê vir jou man of jou vrou, jy's 'n divine connection. Jy's 'n divine connection beteken jy's deur God beplan, jy's deur God gepurpose om hierdie verskil in my lewe te kom maak. Dit ons bietjie gesels oor vriendskappe, verbondsvriendskappe. Ons het gekyk na Jonathan en David en hoe hulle vriendskap was en hoe hulle tot in ewigheid of tot so lank as wat hulle leef en selfs nageslagte na dit 'n eed aan mekaar beloof het. En dan het ons gekyk na Jesus wat sê, julle is my vriende. As julle alles doen wat ek julle vra. En ons het gekyk dat Jesus het in hierdie vriendskap eerste alles gegee. Hy kom vra nie van my en jou om iets te gee wat hy nie reeds gegee het nie. Hy het eerste reeds alles gegee. Laasweek het Pastor JP gepraat oor die verbond wat God met ons gesluit het. Nou wat vir my bitter mooi is van die storie wat hy vertel het, is dat in die verbond wat God met ons gesluit het, het hy tussen daai twee stukke vleis deurgeloop. Hy het aan die kruis gehang. Hy het die verbond gesluit en die verbond gedagte is dat ons sluit hierdie verbond en nie een van ons mag dit breek nie, maar tog toe Christus met ons 'n verbond sluit, toe weet hy ek en jy gaan dit breek. Hy het geweet ons gaan faal, maar nog steeds getrou het hy 'n verbond met ons gesluit en ons geseën om in hierdie verhouding met hom te staan. Nou vanoggend praat ons bietjie oor die huwelik en die verbond in die huwelik. Jy hoef nie getroud te wees vir die boodskap om vanoggend relevant tot jou lewe te wees nie, okay? Net so disclaimer daar. Hierdie boodskap is verseker vir elkeen van ons. Maar voordat ek begin praat oor dit wat die Heilige Gees in my hart gelê het, wil ek hierdie vraag vra, wat beteken die huwelik vir jou? Net vir 'n oomblik, dink geraan, wat beteken die huwelik vir jou? Wat is jou gedagte rondom huwelik? Wat beteken dit? Is dit huwelik iets hê? Of huwelik iets opgehang hê? Ek was so 'n bietjie Vrydag daar by die huwelikskamp en Pastor Ilse sê, nee, dit is huwelik wees. En ek sê, dis 'n mooi gedagte. Huwelik wees. Maar wat beteken die huwelik vir jou? Wat is die gedagte van die huwelik? So ons gaan vanoggend so 'n bietjie gepraat oor die gedagte van die verbond, die huwelik wat God in plek gestel het. Toe die Fariseërs by Jesus kom en hulle begin hom uitvra oor die huwelik en oor getroude lewe, toe gaan hy en hy sê die volgende, en ek wil hê julle moet saam met my blaai na Matteus 19 en ons gaan daar begin vanoggend. Ons gaan so 4 of 5 verse lees wat Jesus in Matteus 19 gesê het. En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een wees. Sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hulle sê toe vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee van as jy van haar wou skei?
En hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Okay, so die fariseërs kom by Jesus en hulle vra hom uit oor die huwelik. En Jesus Christus gaan dadelik na die skrif toe om sy standpunt van die huwelik te staaf. Amen. Wat vir my amazing is, Jesus het nie gegaan na 'n parable toe nie. Jesus het baie stories vertel, maar hy het nie 'n parable gebruik om te verduidelik wat die huwelik is nie. Hy het dadelik teruggegaan na Genesis toe en gesê, het julle nie gelees wat dit sê in die begin nie? En hy vertel wat die woord van God sê rondom die huwelik. Nou hierdie is baie belangrik vanoggend, is dat ek en jy ons gedagte van die huwelik vorm om hierdie woord van God. Amen. So Jesus vat hulle terug na Genesis toe en hy sê, daar is geskrywe, die man sal sy vader en sy moeder verlaat, hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een wees. En dan vra hulle Jesus 'n paar vrae en dan praat Jesus met hulle vra oor die egskeidingsbrief en Jesus praat oor die egskeidingsbrief en verduidelik dat, maar dit is as gevolg van die hardheid van julle harte, maar dit was nie altyd so gewees nie. Nou hier is 'n paar goed wat ek gou wil uitwys. Die eerste ding is, dat Jesus Christus verwys na die begin, die oorsprong van die huwelik, as reeds in die begin. Okay? Maak dit gou vas. Jesus wys daarna dat die oorsprong van die huwelik is reeds in Genesis 1 en 2 vasgestel. Die verbond waarna ons kyk vanoggend is nie 'n mensgemaakte ding nie. Dis nie 'n politieke gedrewe ding nie. Dis nie 'n kulturele ding nie. Dis nie 'n generasie ding nie. Iemand? Die verbond in die huwelik is iets wat God al reeds in Genesis vasgemaak het en hy het besluit dat daar 'n verbond sou wees. Nou as jy gaan kyk nou dit wat Jesus hier verduidelik en dit wat daar staan in Genesis dat die man sal sy vaderhuis verlaat en hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een word, dan verwys daai na 'n tipe seremonie, 'n tipe kontrak, 'n tipe ooreenkoms wat gesluit is. En dan sal hulle een word. Sê en dan? Kom nou. Daar's eers 'n kontrak gesluit. Daar's eers 'n verbinding gemaak en toe word hulle een. Nou, ek gaan dit nie in detail verduidelik vanoggend nie. Is nie nodig nie. Amen. Dis hoe God dit in die begin beplan het. Dis hoe God dit van die begin af in plek gesit het. En dan vra hulle rondom die egskeidingsbrief. Die feit dat hulle vra rondom die egskeidingsbrief beklemtoon die feit dat dit reeds 'n kontrak was van die begin af. Sou jy 'n egskeidingsbrief nodig gehad het as daar nie 'n ooreenkoms was nie? Nee. Nou ja, hulle het nie altyd papier gehad nie en hulle het op 'n stadium op velletjies geskryf en daar was 'n stadium wat hulle op klip geskryf het. In die dae van Moses, maar as opgrawings gedoen dat selfs jare voor dit hulle klein potjies gekry het of klippe gekry het waar twee persone se name opgeskryf is wat dan die huwelikskontrak of die huweliksverbond voorgestel het. Nou ek wil hierdie vasmaak in die begin want ons het so maklik verkeerde idee van waar die huwelik vandaan kom en wie besluit wat is die huwelik. Hier heel in die begin sê Jesus het God reeds besluit dat daar 'n ooreenkoms sal wees wat ons 'n verbond noem en hierdie verbond is eintlik bedoel om vir ewig te hou. Vir ewig te hou. Nou laat ek hierdie sê vanoggend, daar is geen condemnation vanmôre in my hart teenoor die wat deur 'n egskeiding gegaan het nie. Daar's geen condemnation. Ek veroordeel jou nie vanoggend nie en ek veroordeel ook nie die vanoggend wat voor die huwelik dan nou sou een geword het nie. Okay? Daar's genade by Christus. Sy arms is oop. Daar's herstel by Christus. Daar's vergifnis by Christus. Ek wonder toe ek deur hierdie woord werk rondom wat die Heilige Gees my gegee het, hoeveel van ons nie vanoggend as ons regtig besef wat die huwelik vir God is, nie eintlik moet repent en vir die Here om verskoning vra want ons het nie geweet. Ons het nie geweet hoe belangrik die huwelik is vir hom nie. Hoe heilig die huwelik is vir hom nie. Nou 'n scary stat is dat in die laaste 10 jaar het huwelike met 30% afgeneem.
beteken 30% van die mense trou nie meer nie. 30% minder mense. Dit beteken nie dat 30% minder mense 'n lewensmaat kies nie. Dit beteken 30% of selfs meer mense kies vandag om saam te bly, hulle lewe saam aan te pak en nie te trou nie. En nie te trou nie. Toe hulle Jesus vra, toe sê Jesus, maar het julle nie gelees van die begin af, dit was nie God se plan nie. God se plan was dat ons van die begin af in hierdie huweliksverbond sou ingaan. En die skeybrief gedagte daar is die hele ding wat Jesus daar op die tafel sit is, Moses het dit vir julle so 'n bietjie makliker gemaak. Maar dit moenie so maklik wees nie. Nou ek verstaan daar's redes en alles en dit en soos ek sê, dis nie my doel van waarmee ek wil begin vanoggend is om uit te wys en te wys wat so sondaars ons is nie. Die doel van waarmee ek begin vanoggend is dat die huwelik is deur God ingestel. Alhoewel dit nie 'n sakrament is nie, is dit 'n bitter belangrike instelling van God. Dis 'n verbond wat deur hom ingestel is vir 'n spesifieke rede. Nou wat vir my mooi was toe ek tyd in hierdie gaan spandeer het, toe besef ek maar in Genesis 1, nou sit gou vir my Genesis 1 op. Dan vind ons Genesis 1, in die begin het wie? Het God. In die begin het God, as jy daardeur Genesis 1 blaai, dan sien jy, Genesis 1 is 'n openbaring van wie God is. Okay? So in Genesis is God besig om homself aan die mens te openbaar. Ek is God. En hy openbaar die drie-eenheid in Genesis. En hy openbaar dat alles na hom luister. Hy het hierdie gesag. En dat dit wat hy besluit goed is. En dit wat hy sê is goed. In die begin het God. En dan vind ons in Genesis reeds dat die gedagte van die huwelik na vore kom. Nou blaai saam met my na Openbaring toe. Ek gaan nie in elke boek van die Bybel stil staan nie, maar kom ek van die eerste en die laaste boek van die Bybel. Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En wat hy deur die sending van sy engel en sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Wat getuig van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Ons sien in Genesis, sê die woord in die begin, het God. Ons sien in Openbaring, hierdie is die openbaring van Jesus Christus. Alles in hierdie woord van God is 'n openbaring van wie God aan ons is. Elke ding wat God geskaap het. Elke ding wat God gemaak het, toe God die sterreryk gemaak het, toe maak hy dit sodat die sterre sy grootheid kan verklaar. Kom nou. So wanneer ons na die sterre kyk, dan kry ons 'n openbaring van hoe groot God is. Die natuur rondom ons verklaar hoe groot God is. Amen. Ons vriendskappe. Ons het gelees, ons het gepraat oor die verbondsvriendskap. God het vriendskappe ingestel sodat ons 'n goeie idee kan hê van die verhouding wat God met ons wil hê. Jou familie setup. God het families in plek gesit sodat ons 'n goeie openbaring kan hê van wie God die Vader is. Elke pa is veronderstel om 'n voorbeeld te wees, 'n voorbeeld te wees van wie die Vader in die hemel is. Dit was God se plan. So wanneer God goed skaap en wanneer hy instellings in plek bring, dan gaan dit nie oor my nie. Dit gaan oor hom. Sê vir die persoon langs jou, ons huwelik gaan nie oor my en jou nie. En as jy nog nie getroud is met die persoon, jy moet dit nog nie vir hulle sê nie. Okay? Ons huwelik gaan nie oor my en jou nie, ons huwelik gaan oor 'n openbaring van wie God is, van wie Christus is. Blaai saam met my na Efesiërs toe, ons gaan bietjie na Efesiërs 5 toe. Hoor wat sê Paulus, toe Paulus hierdie selfde skrifgedeelte aanhaal, as wat Jesus aangehaal het, wat in Genesis geskryf is. Efesiërs 5 vers 31. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. En dan iets wat bitter mooi is. Hierdie verborgenheid is groot. Maar ek sê dit met die oog op
Met die oog op wie? En die gemeente. Paulus haal dieselfde skrif aan. En dan sê hy, ek wil met julle praat oor die huwelik. En dan praat hy oor die huwelik. En dan sê hy die volgende, hy sê, hierdie huwelik, die man sal sy vaderhuis verlaat. En hy en sy vrou sal hierdie verbond sluit. En hulle sal een word. En hulle sal trou. En hulle sal in die huwelik ingaan. En dan sê hy, maar hierdie verborgenheid is groot. En nou die woord verborgenheid verwys na die geheim, 'n mystery. Die Engelse Bybelstudie, Bybel wat ek gebruik sê, this is a mystery from God, revealed to his children and kept from the ungodly. Nou dit in gedagte. Die huwelik is 'n mystery van God. Dis 'n geheim van God. Dit is iets verborge wat die wêreld nie kan raak sien nie, wat die persoon wat nie lief is vir die Here nie kan raak sien nie, maar die wat die Here sal raak sien, sal sien dat hierdie verborgenheid is groot. En dan gaan dit oor, sit weer vir my daai skrif, waaroor gaan die huwelik dan? Wat sê Paulus vir ons in Efesiërs 5 vers 32? Dit gaan oor Christus en sy gemeente. Dit gaan oor Christus en sy gemeente. Jou huwelik is 'n voorbeeld van Christus se liefde vir sy kerk. Iemand sê amen. Jou huwelik is 'n voorbeeld van Christus se liefde vir ons. Dit wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Sit gou by vers 25 daarop asseblief. Vers 25 en sê Paulus die volgende, hy sê: Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Sien julle die openbaring? Sien julle dat Paulus is besig om hier iets oop te breek vir ons en hy soos, hier huwelik gaan nie oor julle genot nie. Die huwelik gaan nie oor jou heel eerste nie. Die primêre rede van die huwelik is nie sodat jy kan gelukkig wees en sodat jy nie moet alleen wees nie. Die primêre rede hoekom God die huwelik ingestel het, is as 'n voorbeeld van dit wat Christus vir my en jou aan die kruis gedoen het. Ons huwelik verteenwoordig Christus hier op aarde. Dis 'n openbaring van Christus se liefde vir sy kerk. Nou dink gou hieraan. Dis baie interessant dat 50% van die huwelike in vandag se tyd in egskeiding opeindig. Dis baie interessant dat 30% van die mense minder mense trou en kies om net lewensmaats te wees. Maar wat baie interessant is saam met die openbaring is dat baie kerke, dank die Here, nie ons kerkie, maar baie kerke besig is om leeg te loop. Baie gemeentes is besig om leeg te loop. En ek vra myself die vraag, is dit nie miskien omdat ons die openbaring van die huwelik mis het nie? Miskien is dit omdat ons nie verstaan wat die doel van die huwelik is nie. Miskien is dit omdat ons in die tyd wat ons leef, nie besef dat die huwelik is juis die voorbeeld van dit wat Christus kom doen het. Juis die voorbeeld van Christus se liefde vir sy kerk, soos ons nie meer nodig het om die huwelike instansie, die huweliksverbond te honor nie, hoekom het ons dan nodig om church toe te gaan? Hoekom het ons nodig om betrokke te wees? As ons nie meer nodig het om die huwelik ernstig op te neem, hoekom het ons dan die kerk ernstig opneem? Maak julle die koneksie? Want ons huwelik is 'n voorbeeld van Christus se liefde vir sy gemeente. Ons is 'n Christus gesentreerde kerk. Iemand sê amen. Ons is 'n Christus gesentreerde kerk. Dit beteken Jesus Christus is in die middel van ons doktrine. Dit wat ons oor praat op die einde van die dag is Jesus in die middel van dit. Wanneer ons begrafnisse het, is Jesus in die middel van dit. Wanneer ons troues doen, is Jesus in die middel van dit. Wanneer ons praat oor geld, is Jesus in die middel van dit. Gesondheid, Jesus in die middel van dit. Verhoudings, Jesus in die middel van dit. Hoekom is dit dan dat ons dink die huwelik behoort aan ons? Waar's Christus dan in jou huwelik? Hoekom is Christus dan nie die sentrale punt? En nie net iets wat die pastoor die dag toe hulle getroud is gesê het nie, weet die driehoekie en die tou wat gevleg is
En jy doen dit en jy gaan, kan ek baie regheid nie, ek dink ek moet nie. Nou is ek in dit, nee Michael. Ek weet nie of ek moet nie. Okay. Moet my nie bel en vra om jou troue te doen. En vir my sê, pastor, maar jy hoef nie lang te wees nie. Moenie my bel en sê ek moet jou kom trou en net, al lees jy net 'n versie is dit okay nie, moenie dit doen nie. Want as die hoofrede is hoekom jy trou nie Jesus Christus is nie, dan wil ek nie daar wees nie. As die hoofrede is hoekom ek en jy getroud is, nie Jesus Christus is nie, dan verstaan ek hoekom is huwelik nie huwelik wees nie. Maar die hoofrede hoekom Christus, hoekom die huwelik ingestel is, al in Genesis, is omdat God reg deur hierdie Bybel homself wil openbaar, deur elke huwelik, elke keer wanneer iemand in 'n verbond getree het in die huwelik, elke huwelik wat hier vanoggend is, steek jou hand op as jy getroud is. Elke huwelik wat nou sy hand opsteek, is 'n voorbeeld van Christus se liefde vir sy kerk. Jou huwelik is 'n preek op sy eie. Jou huwelik is 'n preek op sy eie. Die manier hoe jy leef, die manier hoe mense na jou huwelik kyk, die manier hoe jou kinders na jou huwelik kyk, is 'n preek op sy eie. Jou huwelik verkondig die evangelie van Christus na die wêreld daar buite toe. En my vraag vanoggend is, hoe hard verkondig jou huwelik die evangelie? Doen hy? Daar word gesê dat in die eerste jaar van die huwelik, dan praat die man en die vrou luister. Nee? Nie jou kop nou so skit nie. Ja. En dan die tweede jaar van die huwelik, dan praat die vrou en die man luister. Okay? Maar in die derde jaar van die huwelik, dan praat die man en die vrou en die bure luister. Okay? Waarna luister die bure? Waarna luister die bure? Luister hulle na die boodskap van die evangelie as hulle jou en jou vrou hoor? Of luister hulle na 'n boodskap van selfsug en die eie ek en my begeertes en my keuses en wat ek wou doen? En van die begin af was dit nie so nie, sê Jesus. Van die begin af was dit nie hoe dit was nie. Wanneer ons bure luister, dan moet hulle hoor die evangelie. Weet, as my laities, as ek my vrou so gryp en ek gee haar so nat soen, dan my laities soos gross. Doen jy, het julle kinders dit ook gedoen? En dan sê ek soos, nee, chum, hierdie is die evangelie. Hierdie is die boodskap van Jesus Christus wat sy kerk liefhet. Wanneer my vrou iets verkeerd doen, want ek doen nooit iets verkeerd. Maar wanneer my vrou iets verkeerd doen en ek vergewe haar, sonder dat sy het verdien, daai is die evangelie. Daai is die evangelie wat besig is om homself uit te speel. Jou huwelik is die evangelie van Jesus Christus en dis hoekom God dit ingestel het. Gaan vir my na 2 Korintiërs toe en ek gaan afsluit met hierdie gedagte, hierdie skrifgedeelte volgens. 2 Korintiërs 11 vers 1. Dan sê Paulus, hy sê ag, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra my tog, maar hou hom net daar. Ek wil dieselfde vra vanoggend. Ag, as jy my dwaasheid sal verdra vanmôre. Miskien volgens jou is ek old school. Miskien volgens jou is ek heeltemal te radikaal oor die woord van God wanneer ek hierdie goed sê vanoggend. Miskien pas dit nie in by die kultuur vandag nie. Maar toe Paulus hierdie geskryf het, het hy dieselfde gevoel en het gesê, ag, verdra my dan maar. Maar weet jy wat, ek het lankal terug in my lewe besluit dat hierdie woord van God is die absoluut. Hierdie woord van God is waarop ek my lewe wil baseer en dan ook my huwelik wil baseer. En as hierdie woord van God sê dat die huwelik is 'n voorbeeld, dis 'n getuienis van die evangelie boodskap, dan wil ek so leef dat my huwelik ook 'n getuienis sal wees. En die manier hoe ek leef, en dan sê Paulus in die volgende vers,
Want ek is jaloers oor julle, met 'n goddelike jaloersheid. Want ek het julle aan een man verbind, om julle as reine maagd aan Christus voor te stel. Die bruid en die bruidegom. Sien julle hoe die woord van God die huwelik gebruik as 'n voorbeeld van die evangelie? En Paulus sê, hy sê, ek is jaloers, met 'n goddelike jaloersheid, want toe ek julle gered het, toe ek julle van Christus vertel het, toe was daar een doel gewees, en dit was om jou 'n reine bruid te kry, sodat jy voor Christus kan staan as jou bruidegom. Hy sê, dis my enigste doel in hierdie lewe, is sodat jy kan gereed wees as die bruid, wanneer die bruidegom kom. Sodat jy kan op jou plek wees, sodat jy jou bruidegom kan ontmoet, die huwelik gedagte, en in my woorde en my boodskap, my konteks van vanoggend, dit is die doel van ons huwelik. Die doel van jou huwelik is dat jou huwelik Christus sal verkondig tot die dag wat hy kom. En wanneer iemand na jou as man kyk, hulle sal Christus sien. En wanneer hulle kyk na die vrou, sal hulle die kerk sien. En in ons verhouding sal hulle hierdie liefde sien, hierdie bonatuurlike liefde sien. Hierdie unconditional love sien, want Christus het klaar die voorbeeld gestel. En dan sê Paulus die volgende daar, hy sê, maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, sien julle hoe die skrif die huwelik elke keer terugvat na Genesis toe. Hierdie is nie 'n onlangse ding, hierdie is 'n ding wat al jare bestaan, duisende jare. Net soos hy Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Jou huwelik is jou verhouding met Christus. Jou huwelik kan nie een kant staan van jou verhouding met die Here nie. Want die primêre rede van jou huwelik is om Christus te verkondig. So die manier hoe jy na die huwelik kyk, is die manier hoe die wêreld na jou kyk. En Paulus verduidelik dit so mooi, hy sê, God is besig om ons gereed te maak. Church, hy is besig om ons gereed te maak. In die boek Hosea, as jy die boek Hosea gaan lees, dan vind jy dat God vir die profeet Hosea sê, gaan en trou met daai prostituut. Nee? En dan vind jy twee goed wat daar uitstaan. God sê vir Hosea om met 'n prostituut te trou, wat hy weet gaan rondloop en rondslaap. En dan die tweede ding is, dan sien ons hoe Hosea teruggaan en daai prostituut elke keer terugbring na sy huis toe, want dis sy vrou. Dis sy vrou. En dan die boodskap in die boek van Hosea is die volgende, dat God weet dat ek en jy gaan faal. Hy weet dat ek en jy gaan rondloop. Hy weet ek en jy gaan foute maak. Hy weet ek en jy gaan nie getrou wees soos hy getrou is nie. Maar die tweede boodskap is dit wat hy in die boek Hosea wil deurkry. Al sou jy ontrou wees, sou God nooit ontrou wees nie. Al sou jy weggaan, sal hy jou bly soek. Al sou jy dit mis, sou hy jou nie los nie. Hy sal jou terugbring en hy sal jou gaan haal, want dis sy onbeskryflike liefde wat hy het vir ons. En dis die voorbeeld wat ons huwelik vir die wêreld daar buite moet wees. Dan gaan Jesus kom. In Openbaring 19 gaan Jesus kom. En die bruidegom gaan gereed wees vir sy bruid. En die vraag is, gaan sy bruid gereed wees vir hom? Gaan jou huwelik tot die dag van Jesus se koms dit bely? Gaan jou huwelik tot die dag wat Jesus terugkom, of tot die dag wat julle dan van mekaar geskei word, gaan jou huwelik tot daai dag toe 'n getuienis wees van die liefde van Christus vir ons? Gaan dit? Is dit jou begeerte? Ek het nie vanoggend gekom en oor die huwelik kom praat om vir jou te sê hoe jy moet leef in jou huwelik nie. Ek het nie vanoggend kom praat en sê wat die man se rol is en wat die vrou se rol is nie. Dit weet julle goed, al te goed as jy net die woord van God bestudeer. Ek het nie vanoggend spesifiek kom praat oor die feit dat ons nie die hê kan hê voor die trou nie, nê? Dit was nie my doel vanoggend nie. My doel vanoggend is om aan jou te openbaar wat hierdie woord van God sê van die huwelik. Dat elke huwelik so spesiaal is vir God,
so kosbaar is vir God, dat dit 'n prediker op sy eie word. Op sy eie word. En hierdie is my pleit vanoggend by jou. Wat dink jy van die huwelik? Wat is jou opinie oor die huwelik? Hoe sien jy huwelik? En dalk hierdie is dalk bietjie dieper. Hoe sien jou vriende jou huwelik? Verteenwoordig jou huwelik Christus se liefde, se geduld, se vrede, se vreugde, se unity? Hoe sien jou kinders dit? Weet, op 'n stadium het ons so bietjie deur 'n rough patch gegaan, ek en my vrou het so bietjie verskil oor wat se kleur die mure moet wees en nie moet wees nie, wat se kleur die dak moet wees en nie, ek gaan nie julle alles vertel waaroor ons verskil nie. En ons kinders, op daai stadium as jy hulle sou vra, gaan jy eendag trou, sou vir ons gesê het, ek sal in my lewe nooit trou nie. Ek sal my lewe nooit trou nie. Maar daai moet 'n vraagteken by ons los. As my huwelik mense laat weghardloop van trou af, dan verteenwoordig my huwelik regtig Christus op die regte manier. En as my huwelik nie die evangelie verkondig nie, wat is die doel van my huwelik dan? So my pleit vanoggend is by elke persoon hier, getroud of ongetroud. Miskien het jy reeds besluit jy gaan nooit trou nie, dis fyn, jy hoef nie te trou nie, maar watch wat jy sê oor die huwelik. Kyk wat jy daaroor sê, want elke huwelik is deur God ingestel om hom te verheerlik. Ons het vanmôre gesing, we praise you God, we worship you Lord, we adore you Lord, ons wil net in die teenwoordigheid wees, al wat ons wil doen in ons lewens is u eer bring. Doen dit met jou huwelik. Doen dit met jou verhouding. Ons hemelse Vader, ek wil u dank vanmôre, Here Jesus, dat ons in die naam van Jesus Christus by mekaar kan kom. Die naam bo elke naam. Ek wil u dank vanmôre, Here Jesus, dat u hier by ons kom stil staan en ten spyte van ons foute. Here, net terwyl ek preek, dink ek hoeveel keer ek nie my huwelik hanteer het of gesien het as die evangelie boodskap nie. Hoeveel keer ek ontrou opgetree het net deur nie u die eer te bring deur en in my huwelik. Vader, my gebed vanmôre is vir elke huwelik hier. Vir elke persoon wat vanmôre hier sit, laat die openbaring van die huwelik so vas sal wees vanmôre. Dat as ons hier uitgaan en iemand vra ons iets oor die huwelik, ons u sal verheerlik. Dat ons sal besef vanmôre dat hierdie is nie 'n mensgemaakte ding nie, maar dat u dit al in die begin so geskape het en ingestel het, dat dit 'n openbaring sal wees en word van die evangelie van Jesus Christus. Ek vra dat die Heilige Gees dit vanmôre sal doen. Heilige Gees, kom staan stil by elke getroude paartjie vanmôre. Here, u weet waar daar werk nodig is. U weet waar ons besig is om dit te mis. Waar ons nie besig is om u te verheerlik in ons huwelike nie. Maar ek weet ook u kan dit doen. Ek weet u kan dit doen, Here Jesus. U het my huwelik herstel. U het my huwelik van die rotse af opgetel en het my die gelukkigste man in die wêreld gemaak. Ek weet u kan dit vir elke persoon doen wat hier is vanmôre. Ek wil jou vra, daar waar jy sit vanoggend, as jy al ooit met al die oë toe, ek gaan jou nie vorentoe roep nie, want dit is 'n sensitiewe saak, ek verstaan dit, en almal se oë toe. Ek jou vra, as jy al ooit in jou lewe deur die huwelik seer gemaak is, om jou hand op te steek, ek wil saam met jou bid. Dankie. As jy al ooit in jou lewe in 'n huwelik was, of miskien jou ouers se huwelik, of selfs vriende se huwelik,
En die gedagte van die huwelik is 'n ding waarmee jy worstel, want dis nie 'n lekker ding nie. Dis makliker om deel te word van die wêreld en die tyd waarin ons leef en te sê nee, ek sal nooit weer trou nie, as wat dit is om te sê ek sal eerbaar en getrou wees aan God. So vir 'n laaste keer, al die oë toe, ek wil net hê steek op jou hand, want ek wil vir jou bid vanmôre. As jy ooit te nagekom is, ooit seer gekry, amen. As Hemelse Vader, U sien elke hand vanoggend. U sien die begeertes vanoggend in hierdie plek, Here Jesus, en ons woorde kan nie noodwendig dit beter maak vanmôre nie, maar U Gees kan vanmôre genees. U kan vanmôre instap en genesing bring. U kan vanmôre instap en herstel bring. Here Jesus, my gebed is vanmôre dat U mans en vrouens in hierdie plek vanoggend sal oprig om ambassadeurs vir U koninkryk te word, om as ambassadeurs vir U huwelik te word, en wat sal uitgaan en sal lewe spreek oor huwelike en nie dood nie. Here Jesus, wat sal uitgaan en sal sê die huwelik is die beste ding wat met iemand kan gebeur. Al was my ervaring sleg, God het dit ten goeie bedoel. God se plan daarmee is om te herenig. God se plan daarmee is om 'n evangelie van liefde, vergifnis en al daai goed te verkondig. Vader, my gebed is dat die Heilige Gees vanmôre hier in die man se harte sal wakker maak en sal besef dat U as koning, priester en profeet van daai huis aangestel het. En dat ons nie kan opgee op dit wat U ingestel het nie. Dat ons nie kan opgee op die huwelik gedagte nie. Nie kan opgee op U plan nie. En dat die Gees vanmôre 'n nuwe krag, 'n nuwe vuur in elke hart sal inblaas. Sodat ons hier uit sal gaan en U sal gaan verheerlik met ons verhoudings. Ek bid dit in die kosbare naam Here Jesus Christus en almal wat saamstem sê amen. Prys die Here. Kan ons die Here 'n lofoffer gee vanmôre? Amen. Amen. Ons altaarwerkers gaan na die tyd hier voor wees. As jy die hoeveelheid hande gesien het wat opgegaan het, sê jy verstaan hoekom ek nie 'n altaar kol maak nie. Gaan dink aan daai statistieke. Minder en minder mense trou, meer en meer mense kies om lewensmaats te wees. Die woord sê uit hulle van die begin af man en vrou gemaak. Nie partners nie, nie lewensmaats nie, man en vrou. Maar gaan dink aan daai statistieke en gaan dink aan die impak, die geweldige negatiewe impak wat dit in ons samelewing het en wat dit in die kerke het. Wanneer ons nie besef hoe belangrik is die huweliksverbond nie. Saam met Jesus gaan